So ek wil hê jy moet vir die ou langs jou sê, moenie gemaklik raak nie. Sê vir hom, hierdie is nie 'n sitkerk nie. Sal sien die woord wat daar staan, lees ongemaklik. Kan julle sien? En dit is ongemaklik om die woord te lees. Want God roep ons vir ongemak. Baie keer sê ouens, dis baie keer swaar. Dan sê ek, Jesus het ons nooit geroep vir maklik. Jesus het ons nooit geroep vir 'n comfort zone nie. Hy het ons geroep vir ongemak. En ongemaklik beteken dat ek en jy risiko's moet vat. So ek en jy by 'n situasie kom waar ons 'n besluit moet neem, en baie keer moet ons 'n besluit neem wat 'n risiko bevat. En 'n risiko maak goed ongemaklik, want ons raak ongemaklik omdat ons nie die toekoms ken nie. Ek hou van wat hy sê, outstanding get comfortable with being uncomfortable. Hoor mooi, outstanding get comfortable with being uncomfortable. Wil jy uitstaan? Of wil jy maar net deel wees van die gewone? Want as jy wil uitstaan, moet jy gemaklik raak met ongemaklik. As jy regtig 'n pad saam met Jesus Christus wil loop, en een van sy volgelinge wil wees, nie te fan wil wees nie, kan ek jou verseker, daar gaan tye van ongemak in jou lewe plaasvind. Ek onthou toe ek by Calvinia begin het, so 'n paar mense wat daar gesit het, en ek het gesê, hierdie is nie 'n sitkerk nie. As jy wil sit, daar's 'n klomp ander plekke waar jy kan gaan sit, maar hier gaan jy nie sit. En ek hoop dat dit Oasis 'n storie ook is. Ons kom nie net kerk toe om te kom sit, lekker koffie te drink, na boodskap te luister, great worship te hê, en huis toe te gaan nie. As dit die opsomming van jou Christelike lewe is, wil ek vir jou sê, jy's gemaklik. So word ongemaklik. Die Here roep ons vir iets groots, vir iets beter. En ek weet nie, het jy al gaan gym? Lekker vakansie gehou oor in Desember, aan 1 Januarie, dan sê ons, okay, ons kyk wanneer begin die maandag, die eerste maandag in die jaar, en dan begin ons mos diet en gym. En dan spring jy daar in die gym in, en dan, Dinsdag, loop jy ongemaklik. Wie het dit al beleef? Okay, ek onthou een diens wat ek in Oase gemeente op Jeffreys Bay, ons die dag begin met CrossFit, en die volgende Sondag moet hulle my letterlik help om op die trappies te loop, want alles in my is styf. En dit was so ongemaklik. Waar het begin? Eendag lê ek en my vrou, toe ek haar so nou vas het, toe sê sy, vat hierdie kussing tussen ons weg. Ek sê, wat se kussing? Toe besef ek moet iets doen aan die kussing. En toe spring ek in hierdie CrossFit ding in. En dit was seer en ongemaklik. As jy iets wil bereik, as jy iets wil doen, kan ek jou beloof, jy moet gemaklik raak met die ongemaklike. Daar's 'n prentjie van 'n boot, 2 bote, gooi hom gou vir ons op daar. Daai een lyk lekker, né? Wie was al op so 'n plesierboot gewees? Die hande op. Dis lekker mense hierso. Daai lyk vir my so lekker, dit lyk of dit die plek is waar ou moet wees. Lekker daai drink met die sambreeltjie en so vruggie aan die kant en, né? Lê met die son wat sak al oor die see en dit lyk so lekker. En aan die ander kant sien ons 'n vliegdekskip.
Daar lyk dit of dit gewerk word. Daar lyk dit of hulle in die storms invaar. Daar lyk dit gevaarlik. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, die kerk van die Here Jesus Christus is nie 'n plesierboot nie. Hoor mooi. Die kerk van die Here Jesus Christus is nie 'n plesierboot nie. Dis 'n reddingsboot. Dis 'n aircraft carrier wat uitvaar in die oseane van hierdie lewe vir die redding van siele. En ek baie keer kom ek by kerk en ek het die voorreg om kerke reg oor die wêreld te besoek en by hulle te bedien. En baie keer het die kerk 'n plek geword waar ons sê dis 'n plesierboot. Want so laat kom ons by mekaar en ons drink lekker koffie en ouens, al hierdie goed is mooi en dis goed, maar as dit die som totaal is van jou kerkbelewenis, is jy op 'n plesierboot. So laat doen ons dit, so laat doen ons dit. So laat moet die pastoor asseblief klaar wees, want my skaapbout gaan brand in die oond. En ons het hierdie vooropgestelde idees, en baie mense dink dat dit die evangelie is. Dis die roep van Christus om kerk toe te kom. Ek onthou toe ek as 'n jong polisieman net tot bekering gekom het, deel van Johannesburg Blitspatrollie, deel van die SWAT-team, waar ons gevaarlike, ongemaklike goed die hele tyd moet doen. En hier kom iemand en sê vir my, Henny, jy het vir Jesus nodig in jou lewe. En ek onthou ek vir die persoon vra, maar waar kan ek hom ontmoet? Kan jy vir my 'n meeting reël met hierdie Jesus? Sy sê, Henny, jy moet kerk toe gaan en jou Bybel lees. En ek onthou toe ek in 'n kerk instap. Dis die boodskap wat ek daar kry. Trek mooi aan. Te das gedra het in daai tyd. Dankie Here het ons verlos van dasse. As jy das dra, great, dan draai jy dit vir niceheid mooi. Nie probleem iets met 'n das nie. Maar trek mooi aan, sit stil, bly stil en wees nice. En ek onthou ek het in die kerk ingestap en ek het geweet dat hy die leeu uit die stam van Juda is. Ek het iets verstaan van hierdie God, want ek het evil gesien, maar ek het ook goed gesien. Ek het gesien waar God ons help om evil te verwoes. En ek het sy krag en sy mag beleef, selfs al het ek hom nie gedien nie. En ek het geweet dat hy 'n kragtige God is. En ek onthou ek in die kerk instap. En daar was altyd sulke ooms, hulle het sulke wit pakke en swart pakke met sulke wit hemde gehad. En ek het hulle so gekyk en ek gesê, Here, ons is in die moeilikheid. Want as ek so na hierdie ooms kyk, lyk nie een van hulle eers gevaarlik nie. En ons moet 'n wêreld daar buite gaan verander. Ons is in helse moeilikheid, Here. En ek onthou hoe die Here vir my sê, ek het iets groter as dit in gedagte. Ek het julle geroep om te waag vir my saak. En daai dag het ek besef, Here, ek gaan my lewe op die spel sit vir u koninkryk, vir u plan, vir u droom. As ek dit gedoen het vir mense om agter hulle videomasjiene en hulle karre en hulle geld aan te jaag, kan ek dit net sowel vir u doen. En ek onthou ek my lewe neergelê het en sê, Here, hier is dit. Ek wil 'n risiko neem vir God se saak. 2 Samuel 10 vers 12, hoor wat sê dit. Hy sê, julle moet dapper wees en goed veg vir ons volk en vir die stede van ons God. Dis 'n paar stede in ons land wat geveg nodig het. Dis 'n paar stede in ons land waar die duisternis teruggedryf moet word. Ons kan nie net sit in kerk hou nie. Ek het laas week gepraat oor die gebedstyd van die kerk. 1 minuut per dag. Dis mense wat gemaklik is. Hy sê,
julle moet dapper wees en goed veg vir ons volk. Vir die stede van ons God. En dan hoor wat sê hy. Die Here sal laat gebeur wat hy wil hê. Daar's 'n verantwoordelikheid en ek gaan later bietjie meer iets oor hierdie skrifgedeelte sê. Ek hou van wat die engel sê. Hy sê, be of good courage. Let us play the man. Dit is vir my so mooi. Hy sê, come on man bietjie up. Let us play the man. Hy sê, for our people and for the cities of our God. Is ons by 'n plek waar ek en jy betrokke is, by iets meer as net 'n kerkbywoning, by iets meer as net 'n kerkdiens. En ek wil jou vanoggend uitdaag. Ek wil 'n challenge voor jou neersit om te sê, waar is jy betrokke as meer as net kerk te gaan? As jy 'n bediening het, great, groei dit, ontwikkel dit, sit jou hart daarin en begin, of dit nou by die kinderkerk is, of vir die worship span is, of die deel is van die bidspan, maak nie saak nie, die kospakkies, waar ook al jy betrokke is. Maar ons het almal se hand nodig in die liggaam van Christus. As 'n mooi spreekwoord, all hands on deck. As jy op 'n skip is. Dit beteken nou moet almal inspring en almal moet werk. Jy sien, ons 'n wêreld daar buite wat besig is om te verdrink in 'n oseaan van sonde. Hulle pyn en hulle probleme. En ons is hierdie reddingsboot. Ons is hierdie skip wat moet uitgaan in hierdie oseaan. Dis hoekom Joe Black sê, 'n skip is nie gemaak om in die hawe te staan nie. Nou baie keer praat ek met mense en dan sê hulle, ja, vertel my 'n bietjie jou verhouding met die Here. Ek gaan elke Sondag kerk toe. Great stuff. Jy's halftyd elke keer daar. Want hierdie is halftyd. Hierdie is nie die game nie. Hierdie is halftyd. Hier kom ons by mekaar en sê, hey ouens, wat het hierdie week gebeur? En ons kry 'n strategie vir die tweede helfte wat moet plaasvind. En baie ouens dink hierdie is die game. Hierdie is net halftyd. Hierdie is waar ons by mekaar kom, mekaar bemoedig. Is in daai kleedkamer waar die coach praat so 'n bietjie en ons encourage mekaar en sê ons, maar nou gaan ons uit en nou gaan speel ons die wedstryd. Dis God se hart. Maar dit vat 'n risiko. Dit vat 'n risiko. Wat is die definisie van 'n risiko? Ek wil dit gou lees. 'n Aksie wat iemand blootstel aan moeilikheid, aan die moontlikheid van verlies of 'n besering. So as jy 'n risiko vat, is daar iemand wat verlies kan ly of jy kan verlies ly. Daar kan 'n besering kom. Jy kan geld verloor, jy kan aansien verloor, jy kan selfs jou lewe verloor. Wie het al 'n risiko gevat met geld en dit verloor? Daarom so 'n paar wat kansse vat. OK? Weet julle dat die top rykste ouens in die wêreld, is almal van hulle al 'n paar keer bankrot, ten minste 3 keer? Hoekom? Hulle het risiko's gevat. Wat erger is, as jy 'n risiko neem, kan jy ander mense in gevaar stel. Jy kan ander mense se geld verloor, en ander mense se lewens mag op die spel wees. So hier is my vraag. Sal dit wys wees en liefdevol wees as 'n persoon 'n risiko neem? Is dit verstandig om jouself bloot te stel aan verlies? Is dit liefde om ander in gevaar te stel? Is dit 'n risiko? Is risiko onverstandig en liefdeloos? Dis die vraag. Mense sal sê, maar jy kan nie dit doen nie. Dit gaan mense in gevaar stel. Dit gaan mense iets kos. Miskien, as ons na daai stelling kyk of na daai vraag kyk, miskien nie. Maar wat as die omstandighede so is, dat as jy nie 'n risiko neem, mense verlies gaan ly? Dis die ander kant van die koin. Ek en jy kan 'n risiko neem en dit kan skade wees, maar daar's partykeer omstandighede en situasies wat plaasvind, dat as ek nie die risiko neem nie, mense gaan seer kry en skade kry. Hoe dink julle, hoe werk God se storie?
Die Here roep my en jou vir risiko vir sy saak. Jy sien, as Jesus Christus nie die risiko gevat het nie, is ek en jy nie hier vandag nie. Hy het verlies gelei. Hy het aansien verloor. Hy self sy lewe verloor. Vir wie? Vir my en vir jou. Dit sal selfsugtig wees, dit sal liefdeloos wees om in die gemaksone te sit en niks te doen, terwyl mense besig is om te sterf en swaar te kry nie. Dit is selfsugtig om net daar te sit in die gemaksone, dat dit oor jou moet gaan. Nie om te sê, Here, nie my plan nie, nie my droom nie, nie my wil nie, maar u plan, u droom, u wil vir my lewe. Dit is selfsugtig om te sê, die musiek moet net vir my wees, die stoele moet net reg wees vir my, die koffie moet net reg wees vir my. Die preek moet net lank genoeg wees vir my, en dit moet net daai persoon wees wat preek. Want as daai aanhou kom, dan preek ek nie. Ek glo dis 'n voorreg om te waag vir God se saak. As ek en jy by 'n plek kan kom waar ons sê, Here, ek sal 'n risiko neem, ek sal verlies ly, ek sal selfs my lewe verloor as dit nodig is, as dit gaan oor u koninkryk en oor u saak. En dis waaroor ek en jy geroep word. Dis waarvoor ons gered word. Jy is nie net gered nie, maar jy is ook geroep en dan wil God jou stuur. Soos jy vandag hier sit en jy verklaar dat Jesus Christus jou Here en jou Meester is jy gered. As jy dit nog nie gedoen het nie, moet jy hierdie plek verlaat voor jy dit gedoen het. Maar dan is jy gered. Maar nou kan ons nie net sit en wag op die bus en tot die hemel terug aankom nie. Ons is maar net rustig en ons wag en ons is hierdie plesier. Nee, nou is daar roeping op jou lewe. Elkeen wat hier sit het 'n roeping en dan moet daar ook gestuur word. So gaan na die plek toe waarheen God jou stuur. Miskien is dit nie oor see of in 'n ander land nie. Miskien is dit net oor die straat. Miskien is dit net die kantoor langs jou waar jy werk vandag. Net om gestuur te word en te sê, Here, ek sal nie in my gemak, ek sal daai ongemaklike gesprek gaan hê met my baas. Ek sal daai ongemaklike gebed gaan bid vir dit wat u op my hart sit vir daai persoon. Ek sal hierdie ongemaklike ding doen wat u vir my gee om te doen. Here, hierdie geld wat ek so gespaar het, Here, is ongemaklik om dit weg te gee, maar as die Here jou druk, gee dit vir daai persoon op wie se hart hy dit sit. Ongemaklike goed wat ek en jy baie keer moet doen. As ek en jy nie die risiko vat nie, gaan mense seer kry. Risiko is ingeweef in die dae van ons lewens. Hoekom is daar iets soos risiko's? Want risiko is gelyk aan onkunde. As ek en jy geweet het wat gaan gebeur, hoef ons nie risiko's te gevat het nie. Maar omdat ek en jy nie weet wat gebeur nie, is daar altyd risiko in die lewe. Ons weet nie wat môre inhou nie. Jy weet nie wat God vir jou beplan het oor 5 jaar nie. Ek het laas jaar die tyd nog gedink ek gaan in Jeffreys Bay wees. 'n maand later sit ek in Calvinia. Het nie 'n idee gehad wat gaan gebeur. Ons leef in 'n tyd van onkunde, onsekerheid oor die toekoms. Ons enigste sekerheid wat ek en jy het vandag is God. Daar's geen ander sekerheid nie. Die enigste sekerheid wat ons het is God. Risiko kan nie vermy word nie. Daar's nie 'n manier wat ek en jy risiko kan vermy. Ons lewe in 'n plek, ons weet nie of ons hart gaan aanhou klop tot aan die einde van hierdie diens nie. Jy weet nie of jy veilig by die huis gaan kom. Jy weet nie of jy, as jy naby 'n restaurant gaan, lekker eet of daar 'n dodelike virus is en volgende week begrawe ons jou. Niemand van ons weet die toekoms nie. Daarom is risiko deel van my en jou lewe. Jy kan nie risiko vermy, selfs al wil jy.
As jy sê ek wil niks doen wat gevaarlik is, jy gaan die hele dag net in die bed bly. Is al steeds 'n risiko. So baie reën soos jy nou kry, kan jy dalk versuip binne in jou eie bed. En asseblief 'n bietjie van daai reën vir ons ook stuur. Ons kan planne hê en planne maak. Ons weet nie. God sê, die mens beplan, maar God bepaal. So dis great, maak planne. Ek sê nie jy moenie planne maak nie, maak planne. Kyk of jy risiko kan verminder. Doen nie, maar op die einde van die dag, laat God doen wat God wil doen. Laat hy die einde van jou lewe bepaal. Die lewe is een groot risiko. En volgende wil ek bietjie hierdie mite van veiligheid en sekuriteit net so bietjie kom ontbloot. Baie keer vra ons, wat is veiligheid en sekuriteit? Ons moet veilig wees, daar moet sekuriteit wees. Nou as ons heeltyd na daai plek toe gaan, dan verlam dit ons om 'n risiko vir God te neem. As jy dit heeltyd wil veilig speel, soveel mense het soveel uitgemis omdat hulle bang was. Omdat hulle bang was. Hulle het op soveel dinge in hulle lewe uitgemis. Maar weet jy wat, ons lewe in 'n bubbel as ons dink ons is veilig. Ek gaan nie na daai land toe gaan nie, want dit is onveilig. Ons bly in een van die lande met die hoogste moordsyfer in die wêreld. Maar nee, jy wil nie Indië toe gaan nie, dis onveilig daar. Dit is baie veiliger in Indië as hier. Maar omdat ons bang is oor goed, neem ons nie daai risiko's nie. Vrees maak ons, want ons moet veilig en sekuriteit hê. Dis soos 'n drogbeeld wat hulle vir ons daar gestel het. Ek onthou, ons het groot geword. Hulle het altyd gesê, gaan werk by 'n plek waar jy veilig en sekuriteit het. Jy moet medies hê en jy moet pensioen hê. So waar ek en ook nie groot geword het, was ons opsies die staat of die staat. En dan die ouens wat so bietjie anders was, het die myn gejoin. Dink die ouens wat die myn gejoin het daarom 'n bietjie meer geld gemaak as ons by staat. Maar daar was daai veiligheid en dan bly jy daar vir 40 jaar diens by Anglo Gold. En dan aan die einde van daai 40 jaar hou hulle vir jou 'n braai en hulle gee jou 'n goue watch. Well done, great pal, high five. Gaan nie huis toe op pensioen en wag jy vir die dood. God vra ons om 'n risiko te neem. Don't play it safe. As jy met Jesus Christus deur mekaar raak, beloof ek jou, hy gaan jou na plekke toe vat waar jy dit nie veilig kan speel. Hy gaan jou uitnooi op hierdie avontuur waar dit onveilig is, waar daar risiko's is. Saam met hom. Want die lewe is een groot risiko. Ek onthou die dag toe die Here vir my roep in 2007, die 23ste Januarie. En nie, ek wil hê jy moet bedank vandag. En dan, Here, waartoe gaan ek? Ek gaan jou stuur na die nasies van die aarde toe. Jy gaan koninkryke uitdruk en nuus plant, afbreek en nuus bou. En ek onthou hoeveel verskonings ek gehad het. Here, maar wat van die? Ek het nie gaan swat om 'n pastoor te word nie. Here, ek is nog net 'n polisieman my hele lewe lank. Here, ek het nie eens 'n paspoort nie. Hierdie storie van nasies het 'n paspoort nodig. Ek het nie eens geweet waar kry mense die ding soos 'n paspoort. Ek onthou die Here gesê het, en nie vertrou jy my. En omdat ek daai tyd 'n negotiator was vir die polisie, het ek met die Here begin negotiate. Sê, Here, as dit u plan is en u wil is en u droom is, as ek u reg hoor, bevestig dit vir my. Wil dit seker maak, Here. Ek onthou ook instap, sê dat Psalm 37 vers 25 en 26, hy sê, ek was jonk en ek het oud geword, maar 'n regverdige het ek nog nooit verlate gesien. Ek het gewonder, Here, waar gaan ek geld kry? Hoe gaan hierdie ding werk? Wat is 'n ander skrif, Jeremia 1, sê, ek het jou geroep om namens my met die nasies van die aarde te gaan praat.
En toe maak ek nog een deal met die Here. Ek sien ek het geworry, ek was bang. Ek wou nie die risiko vat nie. En ek maak 'n deal met die Here waar ek dink, my vrou gaan my cover. Boys, my vrou is baie konservatief. As ons iets moet doen, dan sal sy sê, ons bid eers daaroor. Ons maak seker is die Here. Ons vas so bietjie. Ons gee so 'n paar maande. En as die Here na die tyd nog steeds so sê, dan doen ons dit. Ek is een van daai ons wat baie keer te vinnig reageer. Tot nadeel van myself. En ek maak 'n deal daai oggend met die Here. Ek sê vir die Here, Here, hier is 'n groot risiko wat ek moet vat. Want waar gaan ek aan die einde van die maand salaris kry? Ek het 'n vrou en ek het kinders en ek het 'n huis en ek het 'n kar. En ek weet nie eintlik wat ek gaan doen nie. Want ek was nog nooit eens in die nasies nie. Ek was nog net in Margate en in Orkney. Dis mos wat ons doen. Margate en Orkney, Margate en Orkney. Ek het nooit getravel my hele lewe lank daai tyd. En ek onthou hoe ek dink, my vrou het my rug. Want ek maak toe hierdie deal met die Here, ek kan nie my huwelik in die skade stel en in bediening wees nie. Help nie ek hardloop met bediening, maar my vrou is stikkend en alleen by die huis. En ek dink my vrou het my rug. So ek kan lekker in die polisie bly, dis gemaklik, want dis vir my lekker daar, ek het dit baie geniet. En ek onthou ook daai oggend bel, ek sê, Here, as my vrou vandag ja sê, dan sal ek gaan. Maar ek gaan haar nie verduidelik van die skrifte wat ek maak het mos so moeilik vir die Here. Ek gaan nie die skrifte verduidelik nie, ek gaan nie die drome en die profesie wat God vir my gee, ek gaan niks vir haar sê oor hierdie goed nie. Al wat ek vir haar gaan sê is, die Here sê ek moet bedank. Onthou ek die oggend bel. Ek sê, liefie, dis my woorde, liefie, die Here sê ek moet bedank. En hier's Anna se woorde. Great! Bedank vandag, ons celebrate dit vanaand. Hallo, is dit Anna wat praat? Dog het die verkeerde vrou gebel. En daai dag neem ek 'n risiko. En nou is dit amper 20 jaar later. Ek het gesien hoe ateïste, sataniste, terroriste, maak nie saak wat 'n iste hulle was nie, by Jesus uitgekom het. Daar is 'n paar mense in die Bybel wat 'n risiko gevat het vir God se saak. Joab en Abisai, Esther, Sadrag, Mesach en Abednego, Paulus. Ons gaan kyk bietjie na hulle storie. Joab en Abisai, is vir my so 'n mooi storie. En dis uit ons skrifgedeelte, waar hulle sê, julle moet dapper veg en veg goed vir ons volk en vir ons stede en vir ons God. En laat die Here besluit wat moet gebeur. Die storie hierso is, Dawid het die koning van die Ammoniete geken, en sy naam was Nagas. So as jy 'n naam soek vir jou kind, daar's 'n lekker naam, Nagas. Sal seker ook, Nagas, kom hier. Klink nogal lekker, maar hy was die koning van die Amorite, en Dawid stuur, hy sterf, en hy stuur vir 'n boodskap vir sy seun, en 'n paar boodskappers, en toe die boodskappers daar by die seun aankom, ek het nie verstaan hoe dit in daai tyd gewerk het. En nou dink ek, hier kom die ouens en sê, hoorie man, koning Dawid het ons gestuur, en ons wil net vir jou jammer sê oor jou pa wat oorlede is. En hy is nou die koning van die Ammoniete, en sy raadgewer sê, hy pas op, hierdie ouens is spioene, hulle kom kyk wat hulle wil doen. En wat hulle doen met hierdie ouens is, hulle sny hulle baarde af. En hulle sny hulle rokke hier bo die heupe af. So hulle loop kaal baard, kaal bas terug Israel toe, of na Dawid toe. 'n teken van 'n slaaf. Nou ek kan nou dink, dit sal jou ontstel, nee, hier stuur jy iemand met 'n mooi boodskap, 'n mooi gebaar, jy wil net sê vir die ou jammer oor jou pa wat oorlede is, en dan doen hy dit met jou boodskappers. En Dawid is onmiddellik, nou Dawid was nie 'n maklike seun nie, ons almal ken vir Dawid. En Dawid raak kwaad, en hy sê, hier's oorlog.
En dan breek 'n oorlog uit. En hierdie twee boeties, Joab en Abisai, hulle sê, dis wat ons gaan doen. Ons gaan in die middel van hierdie weermagte, van hierdie Ammoniete staan. En ons gaan beklei. En hier is ons plan. Dit is nie 'n great plan nie. Maar hier is hulle nou in die middel. Hulle sê, as julle verloor, kom help ons julle. En as ons verloor, kom help julle vir ons. So hier is ons in die middel. Gewonder nou, wat as albei verloor? Wie help vir wie? En dan sê hulle hierdie woorde. Die Here sal laat gebeur wat hy wil. Jy sien, hulle het nie 'n openbaring gehad van wat kom nie. Hulle het nie een of ander duidelike skrif gehad wat gesê het nie. Hulle was onseker oor dit wat plaasgevind het. Hulle het nie geweet hoe die einde van dit gaan wees nie. En hierdie twee manne stap met hulle weermagte in. En op 'n einde van die nag wen hulle daai oorlog. God gee vir hulle die oorwinning. Maar hulle moes besluit, of ons waag, of ons hardloop weg. En hulle neem 'n risiko vir God gesaak. Hulle weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Ester, net so 'n mooi storie. Koning Ester, of koningin Ester, sy moet voor die koning gaan verskyn. Want daar was 'n man met die naam Haman, en hy het vir die koning gesê, ons moet al hierdie Jode doodmaak. En Ester sê, maar ek moet met die koning gaan praat. Nou in daai tyd het dit so gewerk. Al was jy die koning se vrou, kon jy nie net na hom toe kom nie. Hulle vrouens kan bly wees, ons is nie meer in die Bybelse tyd. Dit moes seker baie swaar gewees het. So hy sit op sy troon, en as hy jou nie roep nie, kan jy nie net kom nie. As jy na hom toe kom, en hy steek nie sy scepter na jou toe uit nie, maak hulle jou net daar dood. En sy moet met die koning gaan praat. Die koning roep haar nie. Sy moet met die koning gaan praat. En sy sê, hoor wat sê sy? Sy sê, gaan maak al die Jode wat jy in Susan kan bymekaar kry. Hy sê, vas ter wille van my. Vir 3 dae lank moet julle dag en nag niks eet nie. Ek en my diensmeisie sal net so vas. Al is dit in stryd met die voorskrifte, is my so mooi, al is dit in stryd met die voorskrifte, sal ek na die koning toe gaan. Partykeer moet ons sê, al is dit in stryd met die kultuur van die dag, al is dit in stryd met om polities korrek te wees, ek sal doen wat die Here van my vra om te doen. En hoor wat sê sy, as ek dan daarvoor moet sterf, dan moet ek maar sterf. So Ester neem 'n risiko, en sy weet nie wat die uitkoms van daai risiko geniet. Maar as sy dit nie gedoen het nie, het 'n hele volk gesterf. Partykeer moet ek en jy risiko's neem vir die vryheid van ander mense, vir die vryheid van nasies. En hy sê, neem daai risiko. En ons ken die storie. Op die einde van die dag, daai selfe Haman het aan sy eie gal gegaan. So 'n mooi storie. Sadrag, Mesach en Abednego. Die kinders, vir my altyd om te onthou, het ek altyd gesê, Sadrag, meelsak en appeltjie een oog. OK? Sadrag, Mesach en Abednego. Maar hier is net so 'n mooi storie. Hier is hierdie koning, en hy maak van homself 'n beeld, Nebukadneser, hy maak 'n beeld, en hy sê, ouens, as julle die instrumente hoor, moet julle buig voor hierdie beeld, en julle moet hierdie beeld aanbid. Maar hierdie 3 manne sê, nee koning, ons aanbid die God van Israel. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis ons God. En ons gaan nie voor jou beeld buig nie. En dan kom die koning, hy sê, hoor die ouens, ek gee julle nou nog 'n kans. Ek gaan nog 1 keer dit speel, en as julle, en hoor wat hy vra, hy sê, watter God sal julle dan red? Nebukadneser het nie geweet wie die God van Sadrag, Mesach en Abednego is. Hy vra die vraag, hy sê, as julle nie doen nie, dan gaan julle in die vuur oond, en wat se God kan julle dan red? Maar net hy geweet wie die God van Abraham, Isak en Jakob is. Hierdie 3 ouens weet nie wat die uitkoms van dit gaan wees. Hulle sê, koning, ons hoor wat jy sê, maar ons gaan dit nie doen nie. Want ons sal nie jou gode aanbid nie. Ons aanbid die ware God, die God van Israel. En dan sê hy kan ons red. Hierdie God kan ons red. Dit is by magte. Ons weet God kan dit doen. En selfs al red hy ons nie, sal ons nie u gode vereer nie. Dit is my so mooi.
Selfs al red hy ons nie, ons sal nie buig nie. Suid-Afrika het Sadrag, Mesach en Abednego nodig. En ons dink, daar moet een of ander politieke party kom, van die wêreld moet red. Hoor, ons maak nou al hierdie politieke party, ons soek 'n goddelike regering. Weet jy wat het ons nodig? Ons het 3 goddelike manne wat staan vir wat reg is. Sal wat ons nodig het. Ons het 'n kerk wat staan vir wat reg is. Ons het 'n liggaam nodig wat staan vir wat reg is. Hulle was by hulle God. Hulle was in 'n verhouding met hulle God. Wat was die uiteinde van daai storie? Hulle word in die vuuroond gegooi. En Nebukadnesar se oë gaan oop. Hy sê, ons het net 3 ingegooi nie, ja, ons het koning, maar ook is nog 4. En die 4de een lyk soos die seun van God. Sal ons risiko's vir die wêreld wys hoe die seun van God lyk? Sien, dis wat ek en jy nodig het, om 'n risiko te neem. Uiteinde van die storie was, hierdie koning sê, van nou af sal die God van Sadrag, Mesach en Abednego gedien word. 'n Wêreldheerser draai om, gee sy lewe vir die Here, omdat 3 jong manne 'n risiko vat vir God se saak. Ons kan nie in ons comfort zone sit nie, ouens. 'n hele volk word gered. Paulus se storie, is my so mooi ook, Handelinge, Handelinge 21 vers 13 en 14, ek vertel dit sommer net gou. Paulus is op pad Jerusalem toe en iemand profeteer oor hom. Sê Paulus, daar wag vir jou moeilikheid, moenie gaan nie. Hierdie is 'n waarskuwing. Paulus sê nee, is nie 'n waarskuwing. Die Here het my gestuur met 'n opdrag. Hulle sê Paulus, asseblief moenie gaan, hulle gaan jou. Hoor wat Paulus sê, waarom wil julle my hart sag maak met julle gehuilery? Soveel keer het ek al met jong mense gepraat, dan sal roeping op hulle lewe. Dan sê die pa, jy gaan ingenieurswete swat. Ek sê God, nee, ek gaan jou YWAM toe stuur, sodat jy by die nasies kan uitkom. Dan is daar gehuilery in daai familie. Hoe kan jy nou al hierdie goed opgee? As jy ingenieur is, gaan jy baie geld maak. Ja, pa, binne my comfortzone. Maar as God my geroep het en ons 'n roeping op my lewe, moet ek gaan. Net so wil hulle vir Paulus stop. Hy sê, julle weet mos, ek is bereid om ter wille van die naam van die Here Jesus, nie net in Jerusalem gevang geneem te word nie, maar selfs ook te sterf. Hoor Paulus se gesindheid. Sê, maak nie saak wat die risiko is nie. Die Here het my Jerusalem toe gestuur, wat? Om die evangelie vir die mense daar te vat, en al sterf ek daar, dan moet ek sterf. Hy sê daar aan die einde, toe hy nie tot ander insig gebring kon word nie, het ons met die woord berus, laat dan die wil van die Here geskied. Laat die wil van die Here geskied. Paulus se storie. Toe Paulus ja sê vir die evangelie. Hoor wat het met Paulus gebeur? Hy het 5 keer die 39 houe gekry. Hy's 3 keer met stokke geslaan. Hy's 1 keer met klippe gegooi en vir dood agter. Hy het 3 keer skipbreek gelei. Ek wonder of die ouens die 3de kaartjie koop, het daar seker 'n klomp ouens afgeklim wat sê Paulus, elke keer as jy op 'n skip kom en sink die ding. Ek onthou eendag ry ons met 'n treintjie in Indië. En toe ons so opgaan teen die Himalayas toe, gaan die laaste trok los. En hy hol terug gaan na die stasie toe. En daar's 'n klomp van daai Hindu mense daar binne. Hulle sê nee, hulle gaan nie saam nie. Ek sê okay, nee, wag. Kom ons span sal in die agterste trokkie klim. Dan klim julle daar voor waar ons ry. Hulle was te bang. En daar klim ons lekker in die agterste trok. 15 ouens het 'n hele treintrok vir onsself, want hulle was te bang. Trok gehak, gesien alles is mooi en dan gaan ons Himalayas uit.
Maar hier is Paulus se storie. Hy sê, hy was in gevaar, die riviere was die rowers, daar was sy volksgenote, die stede wat gevaarlik was. Hier's al hierdie gevare, al hierdie goed wat met hom gebeur het. Hy was nie veilig gewees by sy broers, nie veilig gewees by sommige, was vals en hulle het hom van goed beskuldig. En dan sê hy die laaste, en dan was ek nog bekommerd oor die gemeentes. Dan kyk Paulus is hier al hierdie goed, maar waaroor is jy bekommerd? Jy is bekommerd oor God se mense. Al hierdie goed het met jou gebeur, maar dan is jy bekommerd. Veiligheid was 'n mite. Vir Paulus was daar nie iets soos veiligheid nie. Hy het die risiko geneem. En weet jy wat, ouens? As Paulus nie daai risiko geneem het nie, as Paulus nie deur al hierdie goed was nie, het ek en jy nie vandag die Nuwe Testament gehad nie. Want 2/3 van die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf. 'n boek wat my lewe verander. As ek sy briewe lees en ek kyk wat daarin staan, gee dit vir my rigting, dit gee vir my hoop, want ek weet God het Paulus gebruik en hom geïnspireer om daai woorde te gee, sodat as ek daai woorde kry, gee dit vir my lewe en dit gee vir my rigting. Maar eers het iemand 'n risiko gevat. Eers het Paulus alles wat hy geken het agtergelaat en God gevolg. En dis vir die Here vir ons vra volgend. Hardloop of waag? Paulus sê, al is my lewe vir my belangrik. Ag, ek het van geen waarde, as ek nie my lewensstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie. Ouens, jou lewe is belangrik en God ag dit belangrik. Maar weet jy wat? Dit is nutteloos, as ons nie dit wat God vir ons gegee het, klaarmaak nie. En ek wil jou uitdaag vandag. Gee dit vir die Here. Sê, Here, hier is my lewe. Ek wil klaarmaak. Geef my, as jy nie 'n roeping het vandag nie, gaan hierdie week en vra, Here, wat wil jy ek moet doen? Heilige Gees, kom lei my, kom wys my. Kom sê vir my, waar moet ek my deel bring? Waar moet ek betrokke wees? Al moet jy net die stoele kom afvee. In God se koninkryk is daar nie 'n verskil in dien nie. Of ek nou hier preek, en of jy nou koffie maak, vir God se dieselfde. Dis die gesindheid waarmee ons dit doen. Doen ons dit vir sy koninkryk, vir sy eerlikheid. Of ek nou Indië toe gaan, en jy net met jou buurman gaan praat oor die straat. Of die vroukie by die til, net vir haar vra, hoor jy is jy alright? Ek sien jy's hartseer, kan ek vir jou bid? Ken jy vir Jesus? So wat gebeur as ek en jy nie die risiko vat nie? Ons ken die storie van Joshua en Caleb en die 12 wat uitgegaan het. 2 kom terug, hulle sien hierdie mooi land, hulle sien die droom en die plan wat God vir hulle lewe het, dat hulle in die beloofde land kan inkom. Jy sien, as ek en jy waag vir God se saak, kry ons die beloofde land. As ons dit veilig speel, eindig jy op in die woestyn. 10 van hierdie ouens sê, nou wys, hy ons groot. Hulle is te sterk, hulle is te magtig. En Caleb en Joshua sê, nee ouens man, come on, die Here gaan ons help, hy het ons gehelp, kyk wat het gebeur. Het julle nie die wolk gesien nie? Het julle nie die Egiptenare gesien versuip in die water nie? Het julle dit nie gesien nie, ouens? En hulle raak so kwaad vir daai 2 manne, hulle wil met klippe gooi. En wat gebeur? Hulle bly 40 jaar lank in die woestyn. Daar's baie mense wat in die woestyn sit, omdat jy te bang is om te waag. Want jy dink in die woestyn is daar veiligheid en sekuriteit. Want aan die oorkant is daar mos dan reuse en groot mense. Ek wil vir jou sê, as jy uitstap en waag vir God se saak, jy sal nie spyt wees nie. Dis ongemaklik, maar dis lekker. Hulle mis die beloofde land. Er was soveel mense wat gewaag het vir God se saak. Paulus is onthoof, Petrus ondergebo gekruisig, Andreas is gekruisig, Thomas is met 'n spies deurboor, Filippus is wreed vermoor, Matteus is in Ethiopië doodgesteek, Bartolomeus is gemartel vir die evangelie, Jakobus is gestenig, Simon is vermoor omdat hy geweier het om vir 'n songod te offer, Matthias is op 'n brandstapel gesit, Johannes is in 'n pot olie gegooi. Maar al hierdie ouens se stories het vandag 'n impak op my en jou lewe.
omdat hulle gewaag het, sit ek en jy vandag in die suidpunt van Afrika en ons kan die Here dien. Wat gaan die volgende generasie sê oor Oase gemeente? Wat sê die Here vir Oase gemeente, Klerksdorp? Gaan ons dit veilig speel, of gaan ons waag? Waarvoor roep die Here julle as 'n gemeente? En ek glo hierdie gemeente het nog altyd 'n impak. Wêreldwyd het hierdie gemeente 'n impak gehad. Wat is die volgende seisoen? Want hier is die gemeente wat hier sit. Waarvoor roep die Here julle? Elkeen van julle, maar ook as 'n gemeente. En ek bid dat God die leierskap van hierdie gemeente sal help en sal leiding gee. Maar ek bid ook dat julle wat deel is van hierdie gemeente sal sê, Here, waar moet ek betrokke wees en waar moet ek waag vir u koninkryk en vir u saak? Die ouens wat die nagmaal voorberei, julle kan maar vorentoe kom. Ons gaan volgende nagmaal doen. En ons doen dit omdat Jesus nie die gemaksone gekies het. Ons doen dit omdat Jesus die risiko geneem het. Jy sien, Jesus kom en hy gee vir die mense vrye wil. Daar was geen garantie dat enigiemand sou ja sê vir Jesus. Hy gee ons 'n vrye wil. En hy sê, ek gaan kom en ek gaan sterf, maar julle moet my kies. Hy neem 'n risiko. Hy neem 'n risiko vir die vryheid van miljoene. Biljoene. Van Adam tot nou is daar biljoene mense wat in die hemel sal wees, wat die beloofde land sal beleef, omdat Jesus Christus 'n risiko geneem het. En dan vra ek myself, Henny, sal daar mense in die hemel wees, omdat ek 'n risiko geneem het? Dat ek iets gewaag het, dat ek nie geweet het wat die uitkoms sou wees. Maar omdat ek gewaag het, sal daar vandag mense in die hemel wees. En mag dit elkeen van ons storie wees. Terwyl hulle die nagmaal uitdeel, sit gou vir my daai 2% mindset op. 2% van die wêreldbevolking neem risiko's. Hulle gaan vir hulle drome, hulle het confidence, they explore new things, choosing happiness, fulfillment, getting the most out of life, act in spite of fear. Ons het baie vrees rondom ons. Maar ek en jy moet reageer. Hulle beleef abundance. Hulle living without limits. Hulle hou van verandering. Dis verandering wat gaan plaasvind in Oase gemeente in die volgende paar weke. Embrace dit. God het 'n plan en gedroom met hierdie gemeente. Embrace dit. Die Here bou sy kerk en niemand sal dit stop nie. Hulle lewe met excitement. They embrace the unknown. Vir my so lekker. As ek my partykeer goed aanvat, julle wat saam met my gaan roei het, daar was na ons roei toer nog nooit weer 'n roei toer in Oase gewees nie, want dit was baie rof, praat maar met die ouens wat daar was. Maar ons het die unknown embrace. Dis net 2% van die populasie. Die ander ouens, hulle lewe in die comfort zone. Toe Jesus sy disippels roep, toe is daar baie skares wat na hom geluister het. En hy het gesê, kom en volg my. En net 12, en toe later nog 70, en later nog 'n paar het gekom. En al die skares. Van wie se stories lees ons en praat ons vandag? Van die 12. En die paar ander wat saam was. Ons is 'n paar weke weg
van Paasnaweek af. Mag ons soos ons opbou na dit toe. Net so 'n bietjie besef wat het daar gebeur. Hy aan toe Jesus saam met sy disippels daar gesit het. Ek wonder hoe het hy gevoel toe hy daai brood daar uit daai bak uithaal en hy dit breek. Wat het in sy hart aangegaan op daai oomblik? Toe daai broodjie uithaal en die broodjie was heel. En hy het dit gebreek in stukke. So vir elkeen van sy disippels gegee. Ek sê, hierdie is my liggaam, ouens. En dit word vir julle gebreek. En in 'n paar oomblikke van nou, gaan hy my vang, en dan gaan my liggaam uitmekaar uitdruk. Ek weet nie of jy Passion of the Christ gekyk het nie. Maar daar was 'n stadium, toe hulle hom so slaan. Ek het gaan kyk, daai scene was 4 minute lank. En die helfte het gesê, hou nou net op. Stop dit net. Dis genoeg. Hou net op. Hy het geweet dit gaan gebeur. Die Bybel sê mens kon sy ingewande sien. Daar stukke van sy baard uitgeruk. Hy kroon is op sy kop gesit. Gaan lees maar 'n bietjie die mediese impak van dit wat dit op 'n mens se liggaam doen. En hy daai broodjie gevat en gesê, hierdie is my liggaam, ek deel dit op vir julle. Ek breek dit vir julle. Weet jy wat sy plan en sy droom was, soos elkeen van ons 'n stukkie van hom kon kry. Wanneer word Jesus se liggaam weer heel? As ons saamkom. Maar so mooi. Ek breek dit nou op, maar weet jy wat, as die Heilige Gees gaan terugkom, en hy gaan ons in eenheid, dan raak ek weer heel. En hierdie heel liggaam gaan Jesus amplified wees. 'n Liggaam wat in hierdie wêreld sal ingaan, en hulle lewe sal gaan neerlê vir my boodskap. En dit bevat risiko. Dit bevat so groot risiko. Jy sien, Jesus Christus het gesterf vir ons redding, maar ek en jy moet baie keer sterf om die storie van redding te versprei. Ek wil dit weer sê. Hy het gesterf vir ons redding, maar partykeer gaan dit kos dat van ons dalk moet sterf om die storie van redding te versprei in 'n wêreld wat dit nie ken nie. Daarom is dit so belangrik, die nagmaal. Ek en jy hierdie broodjie eet en ons dink aan wat hy vir ons gedoen het. Maar is die mooi, so word hierdie een broodjie weer heel in almal van ons. En daarom sê hy op 'n onwaardige wyse van hierdie nagmaal gebruik, van die liggaam. Dit beteken as ek nie my broer en my suster langs my herken, dat hulle deel is van die liggaam en dat hulle 'n rol en 'n funksie het, dan eet en drink ek 'n oordeel oor myself. So as ons vandag hierdie broodjie vat, en dit raak deel van ons, dat ons ook as 'n liggaam sê, Here, mag ons u liggaam wees. In Klerksdorp, in die Kosh area, Noordwes, Suid-Afrika, Afrika, tot aan die uithoeke van die aarde, waar ook al die Here jou stuur. Here Jesus, dankie vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie dat ons so deel van dit kan beleef. Maar dankie dat dit weer heel word, as ons almal saamkom. En my gebed is dat die liggaam, dit wat u neergesit het in 'n oase gemeente, in 'n eenheid sal saamkom, dat u seën oor dit gebied, en dat hierdie gemeente 'n impak sal hê.
Nie net in Klerksdorp nie, die Kosh area, die Noordwes, Suid-Afrika, tot aan die uithoeke van die aarde. Dankie Here. Ons dink daaraan, terwyl ons hierdie broodjie eet vandag, vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis. In Jesus naam. Toe het hy die bloed of die beker gevat en gesê, hierdie is 'n nuwe verbond wat ek met julle sluit. Self kan julle nie red nie. Maar ek en my Vader gaan 'n verbond sluit met mekaar. So God sluit met God 'n verbond. En as ek en jy in Christus is ons deel van daai verbond. Want jy sien, ons kon dit nie op ons eie doen nie. Ons het die bloed van 'n God nodig gehad om te vloei. En Jesus se bloed het gevloei vir my en vir jou. Was ons skoon van ons sonde, ons skuld en ons skaamte. En daarom kan ek en jy in 'n nuwe identiteit instap. En Jesus van daai plek af volg, as kinders van die Allerhoogste, wat hierdie wêreld 'n beter plek moet maak. So Jesus, dankie vir die bloed, wat gevloei het vir ons. Dankie vir 'n nuwe verbond, 'n nuwe dispensasie wat aanbreek, 'n nuwe lewe wat kom. Dankie dat ons saam met U kon sterf, dat ons ook saam met U op kan staan, maar dat ons ook saam met U opgevaar het in hemelse plekke. Help ons om dit te verstaan, Here, en help ons om van daai plek af te leef, vir U naam, vir U koninkryk, vir U heerlikheid. In Jesus naam, dankie.